Professor Braveshkana het oor die afgelope naweek by die Namibiese Kommissie vir Navorsing en Wetenskap se prysuitdeling gesê dat Afrika van die wêreld se mees dringende probleme het, maar ook die minste navorsing bied om daardie probleme op te los. Hallo en welkom by Kletskompas. Ek is hier Marie van der Walt en ek gesels vandag met Prof Anisha Pieters van die NCRST oor hulle prysuitdelings en oor die gapings in navorsing in Namibië. Maar vir eers gesels ek en Anne-Marie de Tooy, die nuus in môre se Republikein. Bly ingeskakel. In môre se Republikein, dit is Republikein se Vrydag uitgawe, Republikein se klein Vrydag kan jy sê, en daar is 'n kollig. Dit maak my hart so bly as jy sê daar is 'n kollig, want dit beteken my werk is klaar, die kollig is gedoen. Dit maak my hart bly as 'n kunsliefhebber om te weet ek gaan die Republikein oopmaak en kan lees vir kids. Ja, dit is eintlik 'n interessante uitgawe wat ons het. Ons het 'n 2 bladsy uitgawe môre. Natuurlik praat het ons bietjie met Kat Staal gesels. Sy is 'n Duitse vrou wat in Amerika haar liefde vir swingdans ontdek het. En nou elke donderdagmiddag by Delta, nie Delta Laerskool nie, Delta Primêre Skool, swingdansklasse aanbied, wat ek dink iets is wat ons nie elke dag sien nie. Ek meen, jy gaan Bendehuis toe op 'n Saterdag en jy gaan sokkie, maar dis nie elke dag wat jy mense kry wat kan swing. Jy gaan 'n swing van 'n hart. Ja, een of ander dalk nie by tipe swing. Dalk nie een wat Kat Staal van sal hou nie, maar 'n swing. Maar swing sal jy swing. Swing sal jy swing. So, baie interessant geweest om met haar te gesels en net bietjie meer uit te vind oor waar haar liefde vir swingdans vandaan kom en hoe sy gekom het tot op die punt waar sy hierdie swingdansgemeenskap in Windhoek bou. Kat Staal, ook as jy nie weet nie, saam met Wynand Lens wat al die bushalte is geverf het. So as jy 'n mooi bushalte in Windhoek sien, is dit Kat en Wynand se handewerk daar. Dit is 'n baie interessante vrou. Ek het regtig baie lekker met haar gesels. Sy sy is net so, sy soos ons, kunsliefhebbers. Enigiets wat bietjie kunstig is, wat bietjie anders is waarvan sy hou. So dit was baie ek sê altyd my kreatiwiteit is om ander mense se kreatiwiteit te kan waardeer. Ek self nie 'n kreatiewe haar op my kop nie, maar ek kan ander mense se kreatiwiteit waardeer. Jou visie was nie bad nie. Jou visie was nie bad nie. My visie op Kletskompas was nie sleg nie. Hy was ook nie nie goed nie, maar hy was iewers in 'n geheime derde plek. En daar was aan jou agterkop dinge wat die visie beter gemaak het, waarvan ons na die tyd uitgevind het. Jou pad van blitsfokus na lights out. Ja, jy sien, dit is die kreatiewe interpretasie van kuns wat ek kan bied. Dit is my kreatiwiteit. Maar ja, dan ook Starlink. Die Starlink het kapsie gemaak teen die regulerende owerheid vir kommunikasie in Namibië, wat hulle aansoek om spektrumlisensies en bedryfslisensies in Namibië van die hand gewys het. Daar was 3 redes van 6 vereistes waaraan hulle moes voldoen. Hulle het slegs aan 3 voldoen. En Starlink beweer onder meer in hierdie storie wat dan môre in die Republikein is, dat hulle dit baie duidelik gemaak het dat hulle van plan was om 'n basis in Namibië op te stel. Want dit is een van die redes wat die reguleerder gegee het, was om te sê, maar daar is geen plaaslike kantore, geen plaaslike basis vir Starlink nie, maar ook dat Starlink onwettig bedryf het in Namibië, voordat hulle hierdie lisensies gehad het, en toe die reguleerder dan nou sê, maar wow boys, wow, julle kan nie dit doen nie, toe het hulle nie gereageer daarop nie, en die reguleerder het toe bepaal, juist daarom voel hulle kan nie vir Starlink reguleer nie. So sou Starlink dan nou 1 of 2 voetjies verkeerd sit, kan die reguleerder, is hulle dan in 'n mate magteloos. Ja. Starlink wat dan nou sê, ons was van plan, en hulle het baie duidelik gestel, dat hulle van plan is om 'n plaaslike basis op te stel, en dat hulle van plan was om aan al hierdie vereistes te voldoen. Ja, ons het nou 'n bietjie oor gesels en jy het die voorbeeld van 'n universiteit gebruik en my kop gaan dadelik na dit is so goed jy doen aansoek vir die werk van 'n CEO. Jy voldoen aan helfte van die goed, maar jy sê vir hulle, "Hey, ek sal die beste CEO wees wat julle nog gehad het." Dis alles baie belofte gedrewe en ek dink veral in daai veld
kan jy nie noodwendig belofte gedrewe opereer nie. Ja. En dit wat jy sê bekommer my in die sin van dat die regulerende owerheid dan nou nie daai beheer sou gehad het nie, want dit maak ook vir my sin en dit is 'n probleem, dis 'n persoonlike probleem en dis in my opinie dat ek hierdie probleme het, maar dis daai ding van dis hierdie groot buitelandse maatskappye wat inkom en vir ons regulerende owerheid sê, "Wow, maar ek is groter as julle, ek kom van 'n land af met 3 keer julle bevolking, so jy gaan nie vir my sê wat om te doen nie." Ja. En ek het 'n fundamental issue met dit, voel dit vir my. Ja, daar is mense betrokke wat letterlik hoër netwaarde het as ons hele ekonomie as Namibië. Jy weet, en in 'n wêreld waar money talks, jy weet, is dit en waar ons gesprekke het oor dinge soos data soewereiniteit en sulke tipe dinge. Dit is nie net Starlink nie, dis enige buitelandse maatskappy wat daardie goed in twyfel kan trek. Het Namibië werklik data soewereiniteit en jy kan reeds daardie argument maak met jy weet hoeveel buitelandse maatskappye bedryf in Namibië, hoeveel buitelandse maatskappye, sosiale media, Google, daai ouens het almal toegang tot ons data en hulle kan dit vrylik gebruik soos wat hulle wil. So dan vra jy nou die vraag, het Namibië enige data soewereiniteit om te beskerm? Dan, tweedens is jou vraag, as Namibië sy data soewereiniteit wil beskerm en beveilig, waar trek hy die streep? Jy weet, is dit nodig om 'n streep te trek? Is ook iets wat jy jouself moet vra. En kan jy dit respekteer wanneer 'n regulerende owerheid wel die streep trek? Of gaan jy net vir hulle sê, dis daai ding van, jy besef nou jy doen iets verkeerd, gaan jy dit aanhou doen, net omdat jy dit nou klaar doen? Ja, jy het nou weggekom daarmee, Ja, so kom of ons gaan doen jy dit nou nog. sê, tot hier toe en nie verder nie, in jou hakke inskop. En dit is soos wat jy sê, dis my baie belofte gedrewe, dis soos om universiteit toe te gaan en te sê, ek gaan Yale toe byvoorbeeld, en sê vir jy sou, my matriekpunte was nie fantasties nie, maar ek beloof oor Yale, as julle my toelaat, Gaan ek vandag hard werk. gaan ek 'n topstudent raak. Beloof. I will be top of my class. Ja, ek sal vir julle wys wat jy al gemis het nog al hierdie jare. Dit is my daai tipe ding wat soos ek hoor daai argument dat ons sê nog heelpad ons gaan, maar terselfdertyd en selfs Namibiese maatskappye kry nie tenders op ons beloof ons sal die regte toerusting hê as jy ons aanstel en die geld betaal nie. Jy moet daai goed reeds in plek die regte toerusting hê. Jy moet reeds in staat wees om te voldoen aan daai tender voordat hulle dit ooit vir jou gee. Jy weet? Ja. So dis 'n moeilike een en ek moet vir jou sê Starlink dink ek sou baie dinge in Namibië verbeter. Maar terselfdertyd, as ons nie daai uitsondering kan maak, selfs vir Namibiese maatskappye nie, hoekom sou ons dit vir 'n buitelandse maatskappy doen? Maar ja, daarmee, Annemarie Klooi, dankie dat jy by ons was. Ons lees môre jou kollig. Dankie, ek sal dit waardeer. Kollig is my hartsepunt en ja, ek gaan jou nou maar los dat jy verder gaan wifi en tekortkominge vir die res van die episode. Ja, nee, ons gaan maak nou 'n draai by u weer. Namibiërs Engels stories. Henriette Lambrecht en Germany Daddy speel hierdie stories. Soms met 'n vonkel in die oog, soms met 'n traan. Uitspeel NTV se leefstylprogram van die jaar. Moenie jou weeklikse afspraak misloop nie. Elke Vrydag aand om 8uur net op NTV. Op DStv kanaal 285 of op GoTV kanaal 25. Of jy kan ons vang op 1up2.com of op YouTube. Gaan net na NTV Afrikaans en moenie vergeet om elke dag op Uitspeel se Facebookblad te gaan loer nie. Ons bring vir jou die interessantste stories en brokkies van oor Namibië. Knertsie koffie. Wat 'n mooi woord, knertsie koffie. Henry, hier's op Uitspeel. Op Uitspeel. Uitspeel, jou speelmaat. Ons gaan maak gou 'n draai by die weerkaart waar ons uitvind wat met ons hierdie Paasnaweek gebeur. Gedeeltelik bewolk en windhoek met 'n minimum van 17 grade Celsius en 'n maksimum van 28. Reendruppels in die ooste op Gobabis met 'n minimum van 19 grade Celsius en 'n maksimum van 29 en ook gedeeltelik bewolk op Oshakati met 'n minimum van 21 grade Celsius en 'n maksimum van 32.
Jou liggaam is gemaak om op stres te reageer op maniere wat bedoel is om jou te beskerm teen bedreigings van roofdiere en ander aggressors. Sulke bedreigings is vandag skaars, maar dit beteken nie dat jou lewe vry van stres is nie. In plaas daarvan staar jy waarskynlik elke dag baie eise in die gesig. Byvoorbeeld, jy kan 'n groot werkklas hê, rekeninge moet betaal of na jou gesin omsien. Jou liggaam hanteer hierdie alledaagse take as bedreigings. En as gevolg hiervan kan jy voel asof jy altyd aangeval word, maar jy kan ook terugveg. Jy hoef nie toe te laat dat stres jou lewe beheer nie. Wanneer jy 'n waargenome bedreiging in die gesig staar, stel 'n klein streek aan die basis van die brein genaamd hypothalamus 'n alarmstelsel in die liggaam af. 'n Voorbeeld van 'n waargenome bedreiging is 'n groot hond wat tydens jou oggendstappie na jou blaf. Deur middel van senuwee en hormonale seine spoor hierdie stelsel die byniere wat bo op die niere voorkom aan om 'n vlaag hormone soos adrenalien en kortisol vry te stel. Adrenalien laat die hart vinniger klop, veroorsaak dat die bloeddruk styg en gee jou sommer meer energie. Kortisol, die primêre streshormoon, verhoog suiker, ook genoem glikose in die bloedstroom, verbeter die brein se gebruik van glikose en verhoog ook die beskikbaarheid van stowwe in die liggaam wat die weefsel herstel. Namibië het oor die afgelope naweek uitnemendheid in sy navorsing gevier en alhoewel die gasspreker erken het dat daar dalk min navorsing uit Suider-Afrika en uit Afrika as geheel kom, dink ek professor Anisha Pieters gaan die eerste een wees om vir ons te sê dit is ongelooflik belangrik. Ons meer navorsing doen. Ja. Prof Pieters, hoe gaan dit? Nee, dit gaan goed, dit gaan goed. Ek dink dat nou dat ons die award ceremony verby het, is dit alles oké, want ons het dit laaste in 2016 gehad, en so dit is 'n dekade gelede. En ek het elke jaar vir my spanmaats gesê, dit is baie belangrik, ons moet dit doen. Ons susterorganisasies reg oor die wêreld doen dit elke jaar, en ons het dit nou nie gedoen, want elke keer sê ons mos nou, ons het nie die budget nie, ons het nie dit nie, ons het nie dat nie, en ek het gesê, kom wat wil, ons gaan dit doen. Nee? Al moet ons ook vir die mense nie geld gee nie. Ja. Ons gee net vir hulle erkenning. 'n klop op die skouer en ja, sê. klopjie op die skouer, want vir navorsers is dit baie belangrik dat hulle erkenning kry vir wat hulle doen. En dis wat ons nie in Namibië doen nie. Mense weet nie wie is die navorsers nie. Hulle weet nie wat hulle doen nie. Hulle weet net, sover hulle aangaan, is dit maar net iets wat in Engels sê jy is nebulous. Dis iets wat ongedefinieerd is. Ja, dis sommer maar net daar's dalk 'n paar mense by die Universiteit van Namibië wat navorsing doen, ons weet nie. Ja, ons weet net hulle gee onderrig. Ja. Maar prof, hoekom is dit belangrik? Soos wat prof nou sê, ons hoef nie noodwendig geld te gee of kontant te gee nie, maar tog net daai klop op die skouer, die veertjie in die hoed om te sê, wel gedaan, hierdie was goed gedoen. Hoekom is dit so belangrik? Kyk, wat hulle doen is, die werk is baie kere ongesiens, né? Hulle sit in hulle se laboratoriums, of in hulle kantore, of in die veld in, en hulle doen al die navorsing, en hulle supervise studente, en dan sien jy nou maar net aan die einde van die dag, jy sien gewoonlik by die awards, by die graduation, sien jy gewoonlik dat hulle sê, hierdie ene het nou navorsing gedoen en dit en dit en dat, so what? Waar sien ons die impak? In Namibië, waar kan ons regtig sê, dit is die navorsing wat ons gedoen het, dit is wat ons toegepas het. Dis wat ons by die NCRST graag wil verander.
Ons kyk op die oomblik na die navorsing want ons gee ons die fondse vir navorsing. Die navorsing wat ons voor fondse gegee het, kyk ons op die oomblik na om te kyk wat was die impact, wat is die uitkoms daarvan, en dan, want research vat ons baie tyd, en dan sê ons, okay, fyn, miskien moet ons 'n bietjie meer geld gee, sodat ons kan die impak in die gemeenskap sien, of dat ons kan die impak sien, of dit op die ekonomie is, of daar 'n policy brief is, of wat ook al, daar moet iets wees wat daar uitkom. Selfs in wat jy noem basiese navorsing, het jy ook iets wat uitkom, né? Dit is nie net 'n papier wat maar uitkom nie. So, maar omdat dit so ongesiens is, dink ek is dit belangrik dat ons besef in Namibië dat ons het mense wat dit doen. En ons moet hulle dan so nou en dan, moet ons hulle dan vereer en vir hulle sê, knap gedaan, of dit is die impak wat ons sien van jou werk. So ons probeer ook om meer visibility vir die navorsers te doen. My span byvoorbeeld by NCRST, baie kere, omdat ons gee net die fondse, ons doen nie self die navorsing nie. So, baie kere sê ek vir hulle, as julle die publicity doen, moet asseblief nie sê, dit is NCRST wat dit doen nie. Het is belangrik om erkenning te gee aan dis gewoonlik 'n hele span, né? En dan die span het mos nou die prinsipale navorser, so ons noem hulle die PI, Principal Investigator. Hulle moet vir daai span, moet hulle die erkenning gee, en hulle moet die erkenning gee vir die institusie, of dit NUST of UNAM, of ons het nou gesien Cheetah Foundation, so navorser of se managing director het die Lifetime Achievement Award gekry, né? So wat is dit, 67 navorsingsinstitute wat ons het in Namibië, dis wat geregistreer is met NCRST. 67, en hulle kan almal kan 'n bietjie meer doen met visibility. Ja, ons het onder Ministry of Environment is daar seker 4 navorsingsinstitute. Ja, jy weet mos, Goabeb, hulle is navorsingsinstitute. Ons het by Etosha Park, het ons oral in die land in. Prof, ek het regtig gedink dis net NUST en UNAM. Nee. Wow. En sien jy hoekom sê ek, dis ongesiens wat mense doen. As jy gaan kyk na die navorsings in Namibië, ons is nie te shabby nie. Nee, ons het mense wat regtig competitive is, en so aan, ons erken hulle net nie in die land nie, maar buite die land word hulle erken. Ja, maar prof, dis ook een ding wat julle gasspreker gesê het, en prof het ook vlugtig daarin geraak tydens die seremonie, is dat daar iets moet uitkom uit navorsing, dat dit 'n impak moet hê, dat dit 'n impak op beleid moet hê, dat parlement sekere dinge moet bespreek en sê, okay, ons gaan 1, 2, 3 implementeer as gevolg van navorsing deur Jannie, Pietie en Sunny. Ja. Wat is ons tekortkoming daar? Wat is ons oponthoud? Hoekom kom ons navorsing nie by die parlement en by die beleidsmakers uit nie? Ja. Weet jy, dis basies, okay, grootste probleem is dat die navorsers het nie genoeg tyd om navorsing te doen nie. Hulle is by die universiteite, maar hulle gee meestal onderrig. So hulle het nie genoeg tyd nie. So wat ons moet doen is ons moet research chairs moet ons aanstel. 'n Research chair doen 20% onderrig en 80% navorsing. Dis wat 'n research chair doen. Dan het hulle voltydse PhD en voltydse meesterstudente. Voltyds. Want daai mense doen vir hulle die navorsing saam met hulle. Saam met die research onder hulle chair. leiding nou. Ja, onder hulle leiding. En dan het hulle natuurlik ook bachelors studente en so aan. Honneurs. Honneurstudente, hulle word genoem gewoonlik hulle is gewoonlik die research assistants, né? En dan het jy postdocs. 'n Postdoc is iemand wat ten volle nadat hulle hul PhD gedoen het, dan doen hulle vir 'n jaar of 2. Hulle leer basies hoe om research te doen. So hulle doen navorsing as die kern
tipe van Ja. taak wat hulle doen. Ja. En hulle almal werk saam met die research professors, né? So wat ons nie het nie, dis waar ons 'n tekortkoming het. Ons het nie postdocs nie. Iemand het nou die dag gesê ek was die eerste ene by Universiteit van Namibia wat 2 postdocs gehad het, maar hulle was gefund deur Google, né? Ons het nie voltydse PhD en masters scholarships of studente nie. So, wel daar is, maar hulle is so 1, 2, 3. Ja. So NCRST het dit nou by die toekennings het ons dit ook sê mens ge-announce dat ons begin nou daarmee. Ons het nou die eerste 3 gegee in hierdie jaar, wil ons definitief daarop gaan want dis baie belangrik vir navorsing. Dan die derde ene is dat ons het baie min geld. Die budget van NCRST is baie min. Verlede jaar was dit van was dit maar wat was die toekenning was net gewees 60 miljoen. As ons kyk na ander lande, ons is veronderstel om 1% van die land se GDP te kry vir navorsing. Ja. Dis wat in ander lande gebeur, nie in Afrika lande nie. Ja. Ander lande. Ander ryk lande en dis Ja, hoekom ja. hulle ryk is omdat hulle geld bestee daarin. So wat ons doen is ons kry van buite af geld. Nou ons kry van al ons external funders. Dis hulle wat alles al die grants wat ons sover uitgegee het by NCRST vanaf 2023 is alles ekstern geld wat ons gee vir die universiteite en vir die PI's. Ja. So die government, ongelukkig is dit government, dit is niemand anders nie. Dis government, dis private sector, wat moet saamkom en sê, okay, ons gaan geld gee vir navorsing. Dan kan ons die mense hê wat kan bekostig om voltyds, of ten minste halftyd navorsing te doen. Dan 'n ander ding vir my is ook dat as hulle die navorsing doen en hulle het dit nou klaar gedoen, dit is waarvan ek gepraat het, dan moet jy hulle verder geld gee sodat hulle kan wat ons noem upscale. Nee, either apply hulle dit in die community of hulle commercialize as daar miskien van die tipe produkte is. Ons het fantastiese uitkomste van die resultate. Ek probeer. Resultate. Nee, prof. Van die navorsing wat ons geld voorgegee het. En dit is dat ons het gewerk in Rundu met die town council daar wat ons gekyk het na water, die leakage detection. En dan het ons gekyk na dan het ons biofertilizers in Zambezi wat deur ons navorsers gedoen is. Dan het ons byvoorbeeld in Groot Open het ons byvoorbeeld ook biodigesters wat jy kan wat noem mense dit kompos insit en energie van kry. En dan het ons dit is fantasties die tipe van navorsing wat ons doen. Ons het selfs 3D imaging vir cancer detection, breast cancer detection by Universiteit van Namibia by die engineering campus, ingenieurskampus. So dit is die tipe goed wat ons het. So ons het die mense, ons het die talent. Wat ons nodig het, is ons het die fondse nodig en ons het laboratoriums nodig, want ons het ook nie genoeg laboratoriums en toerusting wat hulle nodig het nie. En dit is waar NCRST inkom, want al die lande kom die NCRST's, hulle word National Research Funds genoem, maak nie saak wat hulle genoem word nie, maar dit is hulle wat gewoonlik inkom en die fondse kom gee, en hulle word gewoonlik van government geld gegee om die navorsing te doen. Ek wil net gou praat oor die beleidsnavorsing, policy research. NCRST in ons wetgewing moet ons independent policy research doen. Ons wetgewing sê dat ons moet die president adviseer, ons moet die kabinet, die parlement, die ministers, etc. NCRST het dit nog nie gedoen nie. Hoekom nie? Omdat ongelukkig sit ek baie kere dat ek stuur proposals uit om die tipe van research te doen wat ons nodig het, en dan kom die antwoord terug, maar dit is vir jou government, dit is vir jou national government, en
En national government moet vir jou geld gee hiervoor. Jy kan nie ander lande vra om vir jou geld te gee vir national government beleids navorsing nie. Maar ons het nou op die oomblik 5 policy briefs wat moet uitkom, wat ons in hierdie tyd in wat ons gekyk het na wat ons die geld wat ons gegee het vir die navorsers en dan wat hulle nou besig is om na te vors, het ons gekyk na wat is die resultate daarvan en dan sit ons dit nou in daai beleids wat noem mense dit? Beleidsbriewe of beleidsposisies. Ja. Okay, prof, ek kan regtig heeldag nog gesels. Ek dink ek en prof het 'n hele oggend laas gesels oor kunsmatige intelligensie. So ons kan heeldag gesels, maar ongelukkig het ons net so baie tyd op Kletskompas. Baie dankie dat prof hier was. Dit was professor Anisha Pieters, die uitvoerende hoof van die Namibië Kommissie vir Navorsing, Wetenskap en Tegnologie.